baby, baby. Oh. Misa Rickert, Yusa, cool person who like and follow and share video. Vandaag praat ek met julle oor music. Ek kon op 'n stadium glad nie bid of Bybel lees sonder dat daar 'n bietjie musiek aan was nie. Ek sou letterlik voel asof ek nie in God se teenwoordigheid kan kom as daar nie 'n bietjie musiek was wat iewers gespeel het nie. En ek dink ons almal kan met dit relate. Hoe baie keer het jy al anxious gevoel en dan sit jy net 'n rustige Christelike liedjie aan en dit kalmeer jou siel. Net so Saul, dis die koning voor Dawid vir die van julle wat nie weet nie. Hy sou elke keer wat sy siel onrustig geword het, Dawid geroep het om die harp te speel en dit sou hom verlos het van sy onrustigheid. Musiek is emotionally stimulating. Of dit nou Justin Bieber of Jesus culture is, dit het 'n effek op jou emosies. Alhoewel ek dink ons nie almal dieselfde effek van Justin Bieber afkry nie. Justin, Nou is die kikker. Musiek is nie worship nie. Ek verstaan nie. Hier staan dan in Efesiërs 5:19, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing psalms in julle harte tot eer van die Here. Daar's soveel voorbeelde in die psalms waar hulle sê ons moet hande klap, ons moet trompetklanke blaas, ons moet met alles wat asem met die Here dien. Hoe kan jy dan sê dat musiek nie worship is nie? Want ons assosieer die woord worship al so sterk met musiek omdat daar reg oor die wêreld elke Sondag worship leiers op stages staan en sê, Goeiemôre gemeente, kom ons staan op en worship saam. en ons niks fout daarmee nie. Maar daar's wel 'n vyand wat rondloop om te kyk wie hy kan steel en slag en verwoes deur enige manier moontlik. Selfs 'n misverstand van die rol wat musiek het in worship. So kom ons weerstaan hom. Musiek is 'n baie wonderlike ding wat God vir ons gemaak het om hom mee te aanbid. Alhoewel dit ons worship kan verbeter en mooier maak, is die musiek self nie worship nie. Dit speel so baie met jou emosies en dit kan 'n probleem wees vir die wat God opreg wil worship. Want jy kan so maklik hierdie emotional high van musiek vat vir God se teenwoordigheid. En emosionele oomblikke is die verkeerde motief vir aanbidding. Dis 'n valse motivering wat die vyand ontwikkel het om God se kinders te keer om hom waarlik te kan aanbid. Die wat God aanbid, moet in waarheid en in gees aanbid. Nou wat is ware aanbidding? Ware aanbidding is 'n attitude. Ware aanbidding is 'n leefstyl waar jy konstant God acknowledge vir wie hy is en vir wat hy vir jou kom doen het. Nie net deur die musiek wat jy luister nie, maar ook deur wie hy is en wat jy doen. Die ware aanbidding is nie vir jou om emosioneel goed te voel nie. Dis vir God. Dis om God te verheerlik omdat hy waardig is om geprys te word. Nie net vir wat hy vir jou gedoen het nie, maar ook vir wie hy is. Ons aanbid hom nie vir selfsugtige redes vir wat hy vir ons kan gee nie. Ons aanbid hom omdat hy ons gemaak het om in 'n verhouding met hom te leef en hom te verheerlik in alles wat ons doen. Ons sal slegs ware vreugde en rus vir ons siele kan vind by God, want hy het ons gemaak om hom te prys. Hierdie gevoelens en hierdie gemak en hierdie heelheid wat ons kry, is nie ons motivering om hom te aanbid nie, maar ons aanbid hom vir wie hy is en vir wat hy vir ons gedoen het. Ons aanbid hom omdat hy ons so ongelooflik baie liefhet. Nou, hoe word en bly ek 'n ware aanbidder? Knowledge, waarheid. Ons motivering is nie klanke en emosies nie, maar is die kennis van die waarheid wat in ons geopenbaar is deur die woord. Dis die kennis van die waarheid van wat Jesus Christus ons kom doen het. Hy is die waarheid en niemand het dit beter gestel as hy nie. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Dink net hoe sal dit lyk as ons almal gereeld die Bybel lees en bid vir God se guidance deur sy woord in hierdie lewe. Ons sal God nie net aanbid vir die rus en vrede wat ons kry vir ons siele nie, maar ons sal hom aanbid omdat hy waardig is om geprys te word. Ons sal hom aanbid omdat dit is die rede is vir wat hy ons gemaak is om in 'n verhouding met hom te staan waarin sy glorie aan die hele wêreld geopenbaar kan word. Dit is hoe jy 'n ware aanbidder van God kan wees. Like ons page op Facebook, follow ons op Instagram en klik die klokkie net nadat jy ons YouTube channel subscribe het. Ek love julle, julle is great. Ek sien julle volgende Vrydag.
Cheers.